Kom ons word stil voor die Here in aanbidding tot sy eer. Here, hoe wonderlik is dit om te ervaar u teenwoordigheid. Here, u wat die mens dag na dag versorg, u wat u liefde uitdeel aan die mens. Here, ons besing u grootheid vanaand. Mag ons dit beleef in gehoorsaamheid, dit wat u vir ons wil sê. Here, seën ook elkeen wat hier is, en ons dink aan soveel mense wat afgedwaal het vanaand. Elke een wat seer het, elkeen wat swaar kry, Here, elkeen wat siek is. Here, maar daar is soveel vir ons wat geestelik siek is, en daarom vra ons dat u hand oor ons sal uitsteek, en ons sal seën, in Jesus naam. Amen. Gemeente, mag die liefde van God met u wees vanaand, en dat u die liefde van God sal beleef. Amen. Goed, Tannie Corrie, ons gaan dan reg so. Ons voorlesing vanaand is uit Genesis 1 vanaf verse 1 tot 3. Genesis 1 vers 1 tot 3. Kom ons lees dit saam. In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Die aarde was heeltemal onbewoonbaar. Dit was donker op die diep waters. Maar die gees van God het oor die waters gesweef. Toe het God gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. Dan het vers 2, die aarde was heeltemal onbewoonbaar. Dit was donker op die diep waters. Maar die gees van God het oor die waters gesweef. Dit dan ook waaroor ons vanaand gesels is die Heilige Gees, en ook die tema is, waar kom die Heilige Gees vandaan? Baie keer in ons lewe dan ervaar ons dinge wat met ons gebeur, en dan wonder ons, hierdie dinge wat met ons gebeur, hoekom het dit gebeur? Maar min weet ons dat God se teenwoordigheid in ons lewe is. En dan kom die vraag baie keer ook by ons op, waar kom die Heilige Gees vandaan? Ek wil vanaand net 'n bietjie praat, net 'n inleiding gee, 'n bietjie agtergrond oor die hemelvaart. Nou, die hemelvaart van Jesus is waarskynlik die aspek wat die minste aandag kry van die gelowiges. Min mense, of min Christene dink oor die hemelvaart as deel van die evangelie. Daarom is die hemelvaart van Jesus is niks anders as die goeie nuus van God nie. Sonder die hemelvaart kan ons Jesus nie reg verstaan in ons lewe nie. Want dit sal 'n deel wees wat kort in ons lewe as ons dit bietjie miskyk. En baie mense gaan oor die kruisiging, en dit is ook baie, baie belangrik, maar die hemelvaart is net so belangrik. Maar met die hemelvaart van Jesus het daar iets gebeur, wat vir ons wys wie Jesus is, en wat Jesus kom doen het in elkeen van ons se lewe. En wat ook gebeur het met Jesus toe hy opgevaar het na die hemel, het hy oorgegaan om die heerskappy oor te neem vir die hemel en die aarde, oor die kerk, wat hy ook vir ons kom die Heilige Gees gee het, om die kerk vanaf sy hemelvaart oor te neem. En ek wil net vir julle lees van Efesiërs 1 vanaf verse 20 tot 23.
Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag wat hy uitgeoefen het toe hy Christus uit die dood opgewek het. En dit is nou God wat dit gedoen het en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het. Hoog bo elke mag en gesag, elke krag en heerskappy, en wat daar ook al sprake van mag wees, nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom. Ja, aan hom het God alles onderwerp, hom bo alles verhef en hom aangestel as hoof van die kerk. Die kerk is sy liggaam, die volheid van hom wat alles in almal vervul. Wanneer Jesus tydens Pinkster sy disippels en sy kerk in die hande van die Heilige Gees oorgee, sou 'n mens die fout kon maak om te dink dat Jesus se werk is nou klaar. Hy het nou genoeg gewerk, hy gaan nou weg en ja, nou word ons alleen agtergelaat. En daar's werklik mense wat so oor die drie-eenheid dink. Daar's selfs mense wat dit glo. Maar as ek 'n voorbeeld kan gebruik, is dit soos wanneer 'n mens aflos hardloop, aflos resies in atletiek. Die Vader het gekom en sy eerste deel gedoen, maar toe die stokkie vir Jesus oorgegee om sy werk te doen. En wanneer Jesus nou klaar gewerk het, het hy nou weer die stokkie oorgegee aan die Heilige Gees om weer sy werk te doen. En dan met Pinkster is Jesus se werk dan klaar. En dit is wat ons nie moet dink nie. Die Bybel kom en hy verklaar baie keer en hy vertel ons die waarheid eintlik waaroor dit gaan. Waaroor die evangelie gaan. Want wat gebeur? Die Vader hou nog steeds die wêreld in stand. Hy is teenwoordig. Hy is nie ver weg of te besig om by ons uit te kom nie. Hy rus nie daar iewers nie van sy werk soos wat ons dink nie. Nee, hy het saam met Jesus en die Heilige Gees in ons lewe kom woning maak om by ons te wees. En vanaand is hy ook hier teenwoordig. En hy is hier om ons te bemoedig en te vertroos vanaand. En daarom gaan ons 'n bietjie meer aandag gee aan die Heilige Gees vanaand en die res van die week. Maar die groot vraag is nou net, waar kom die Heilige Gees vandaan? In die skrif lees ons, in die begin het God die hemel en die aarde geskep. Die aarde was heeltemal onbewoonbaar. Dit was donker op die diep waters, maar die Gees van die God het oor die waters gesweef. 'n Mens kan duidelik hierin sien dat die Gees baie aktief is. Dat die Gees, en hierdie is nou eintlik deel van die Ou Testament waarna ons kyk, dat die Gees besig is om iets te ondersoek. En daarom het dit ook so gebeur in die Ou Testament dat die Gees sekere spesifieke mense tydelik bemagtig het om sekere take te doen. Maar ook dan as ons kyk na die Nuwe Testament, dan kan ons sien dat die Gees het gekom om permanent sy woning by ons te maak tot na Jesus se wederkoms. Maar wanneer ons gaan kyk na die Ou Testament, dan ervaar ons ook dat die Gees gekom het en weer gegaan het. Hy was nie heeltyd teenwoordig nie. Verskoning. Die Gees se taak in die Ou Testament was om sekere mense, uitgekose mense, 'n bonatuurlike krag te gee, en asook in baie gevalle 'n groot wysheid. Maar die Gees het ook vir ons gewys in die Ou Testament die heenkoms van Christus, dat Christus vir ons sal kom. En wanneer ons baie diep gaan ondersoek en stel, sal ons sien dat die woord Heilige Gees in die Ou Testament slegs 3 keer voorkom. Die meeste van die Gees se werking
word net beskryf as gees of gees van God. En die woord wat met gees vertaal word, het baie verskillende betekenisse. Die algemeenste een is wind. Wind wat spesifiek met krag gepaard gaan, soos ons ervaar het die dag met die Pinksterfees wat daar gebeur het. En dan ook asem en krag. Asem wat met krag te maak het. En dit word as volg beskryf in die woord. Asem en krag loop saam by die Heilige Gees, byvoorbeeld die lewenskrag. Dit gaan ook oor menslike emosies, as ook sekere karaktereienskappe wat ons geleer het by sekere persone. En dan ook beslissings wat gebeur het, wat die Heilige Gees beveel het. In terme van God kan ons dit sê, dit verwys na God se kragtige dade in daardie tyd. Het sy deur 'n profeet of deur God self. In daardie tyd het God ook verskyn aan mense. Maar die meeste van die tyd was dit wel gedoen deur profete. En daarom ervaar ons die Gees van God, oftewel die Heilige Gees, se teenwoordigheid die hele tyd deur die Bybel. Ons sien dat die Gees teenwoordig is. Van die begin af tot die nuwe begin. Nou die nuwe begin wat ek vanaand vir u wil sê, dit is toe Jesus gekom het en gebore is vir ons as redder. En dan sien ons ook dat in die Nuwe Testament die Gees die meeste van die tyd beskryf word as die Heilige Gees. Die Heilige Gees. Wat het met Jesus gebeur toe hy gedoop is? Jesus het ook die Heilige Gees ontvang tydens hierdie doop. Wat het gebeur? Die hemel het geopen en die Heilige Gees het soos 'n duif op Jesus neergedaal. En daarom is hierdie doop van Jesus, ek wil dit eintlik sê, dit openbaar die drie-eenheid. Die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En daarom kan ons sien in hierdie doop, was dit die Vader se stem wat gepraat het, en ook die Seun wat gedoop is, en die Gees wat neergedaal het. So hier kan ons duidelik sien hoe word God openbaar as 'n drie-eenheid, wat een is. Nou wat het gebeur in daardie tyd, tydens Pinkster, was daar 'n hele klomp gelowiges wat saam was in Jerusalem. En Lukas kom en hy vertel dat die Heilige Gees tydens Pinkster oor die gelowiges uitgestort is, net soos oor Jesus uitgestort. Nou hierdie dag, as ek so kan verduidelik, was 'n baie belangrike dag in die Joodse feesdag. Want dis was die dag wanneer die Jode hulle opbrengs gebring het, hulle oeste, en dit aan die Here kom wy het. Nou ons doen dit nie meer vandag nie. Ons doen dit op 'n heel ander manier. Ons oesfeeste is elke Sondag, wanneer ons onsself aan die Here kom wy. So die dinge het 'n bietjie verander. Nou wat gebeur daardie dag? Dit gebeur dat dit 'n bewys geword het van die uitstorting van die Heilige Gees, waar weer eens 'n geweldige stormwind, en ons het net nog gepraat, dit is hoe die Gees hom vertoon, deur 'n geweldige wind, en hierdie stormwind het die hele vertrek waarin hulle was gevul. Nou ek weet nie van u het al 'n stormwind binne in die kerk, as al die deure toe is, ervaar nie. Ek dink dit moet nogal bietjie
jou bang maak wanneer mense se hare begin beweeg van hierdie stormwind wat in hierdie gebou was. Maar nie net daar dit alleen was dit die enigste ding wat gebeur het nie. Daar het ook vuurvlamme gebeur. Nou, dit is wonderlik wat daar gebeur het. En dit is 'n krag van die Here wat vir daardie mense bewys het. En dit was ook niks anders as die verskyning van God aan 'n mens deur die Gees nie. Maar wat het gebeur daardie dag? Daardie dag het die Heilige Gees sy woning permanent gemaak hier op aarde. Sy woning het die aardse adres geword. En dit is hoe ons hom ervaar vandag, alhoewel baie mense nie daarin glo nie. Maar God is alomteenwoordig. En wat is die bedoeling van die Heilige Gees dan as kerk vir ons, as gelowiges? Dat ons eintlik onder leiding van die Heilige Gees staan. Maar dit is die ding wat ons swaar kry om te besef in ons lewe, dat die teenwoordigheid van die Heilige Gees wat ons moet versterk en ons werk uitdeel deur sy krag, wat ons nie altyd so mooi raak sien of beleef nie. Maar hoekom sê ek so? Die Heilige Gees was en is die krag agter God se plan. Jy sien, wat gebeur het? God het 'n plan vir elke mens gehad. En God het 'n plan ook vanaand met u wat hier is. God het 'n plan met elkeen wat daar buite is. Want dit is hoe God sy kerk wil vestig. Dit is die wil van God, wat ons moet raak sien wat gebeur. Dit is die plan van God om die mensdom te red. En daarom word die Heilige Gees ook beskryf as die daaglikse helper in ons lewe. Nou ek weet nie van u, wie van u wil graag sonder die Heilige Gees wees in u lewe elke dag nie. Alhoewel ons dit nie besef nie. En daarom moet ons geestesoë oopgaan, sodat ons die bewondering en die krag van die Heilige Gees, wat deur God se wil werk in ons lewe, dat ons dit sal ervaar. Ons moet dit begin ervaar. Die Heilige Gees is nie net 'n Sondagbesoeker nie. En dit is wat die meeste mense dink. Nee, die Heilige Gees is teenwoordig van die begin van die skepping af, waar God se opdragte, God se planne uitgevoer is. En daarom kan ons ook ervaar dat die Heilige Gees van die begin af daar is, met spesifieke take aan of in mense lewens. Nou ek weet nie of u al het so taak ontvang het nie, maar ek is doodseker dat u dit wel ontvang het, maar u is nie dalk nie bewus daarvan nie. Die Gees werk in u, sonder dat u dit weet. Maar gelukkig is die Gees se taak ook, of sy werk ook, geloofsvormend. Die Gees het baie te doen met jou geloof. Wat het met jou gebeur toe jy die dag gedoop is? Toe die Gees jou beloof, ek wil amper sê verseker, want dit is die waarheid, dat hy in jou wil woon, en jou waarlik 'n Jesus-volger wil maak en sal maak.
Die Heilige Gees is noodsaaklik in ons lewens. Kan jy vir een oomblik jouself indink, as God nie teenwoordig is nie, wat sal van ons word? En daarom wil ek net sê, die Heilige Gees is noodsaaklik in jou lewe om die Bybel te kan verstaan. Want baie keer lees jy die Bybel en jy sien 'n gedeelte en dan verstaan jy dit nie. En jy kan nie iets daarin sien in hierdie woord van God nie. En dan sal dit jou pla. Nou dit is hoe die Heilige Gees werk. Daardie gedagte wat vir jou sê, iets is nie reg, daar kort iets. En dan die volgende oomblik as jy dit weer gaan lees, dan is dit asof jou geestesoë oopgaan en jy sien wat God wil hê jy moet verstaan van daardie gedeelte. Maar dit bly nie net by verstaan nie, dit gaan kom by die doen. Dat God wil hê dat jy jou lewe moet verander. Dit is ook die taak van die Heilige Gees. En dan ook, omdat die Gees teenwoordig is in elkeen van ons lewe, leer hy ons ook om effektief te bid en geestelike vrug te dra. En ons gaan oor al hierdie dinge praat die res van die week. Maar hy leer jou ook om 'n lewe van oorwinning te leef met sy teenwoordigheid. Want hy het nie net gekom daar van ver af om niks te doen nie. Hy het gekom om mense se lewens te verander. Miskien baie keer is daar vir ons wat se harte mooi is, maar baie keer is daar ook van ons wie se harte hard is. Die woord leer ons dat baie van ons het harte van klip. Maar hierdie oorwinning bring vir jou duidelik die werk van die Heilige Gees in jou lewe. En dit is om meer en meer soos Jesus te wees. Dis die begeerte waarna toe ons streef. Dis die hoop wat ons in ons het. Dit is waaroor ons geloof gaan. En daarom moet ons leer om in die krag van God te leef, deur die werking van die Heilige Gees. En dit is vir jou geskenk in jou lewe. Jy betaal nie daarvoor nie. Want in die hele wêreld moet jy vir alles betaal. Maar God kom en hy gee vir jou iets verniet. En dit lyk vir my asof Christene dit nie mooi verstaan nie. Dat hulle die ewige lewe kan beerwe wanneer jy ja sê in jou lewe vir die Here. En dit is die doel van die Heilige Gees om jou te oortuig dat God jou liefhet. Dat God jou wil lei op jou lewenspad. Dat jy in God se wil moet lewe. Maar dit gaan oor kennis. Die woord van die Here sê vir ons, hy het ook vir die volk dit gesê, en ons is vandag deel van die volk. Hy het vir die volk gesê, dis van wie hulle kennis dat hulle verlore gaan. Hulle besef nie wat gaan aan in hulle lewe nie. Hulle leef nie die woord in gehoorsaamheid nie. En daarom is hierdie groot geskenk in jou lewe die grootste geskenk wat jy ooit sal ontvang. Maar daar is amper soos daar by die boom in die tuin van Eden, van dinge wat ons nie mag doen nie, en dan ook die dinge wat ons moet doen. En daarom moet ons gaan, wanneer ons hier uitgaan vanaand, dat ons sal leef in hierdie gehoorsaamheid van die Gees se stem wat jou sal lei. Want om 'n lewe vol van die Heilige Gees te hê, hoe wonderlik is dit. Dit kan nie beter gaan in jou lewe nie. En daarom is God se belofte ook vasgevang in jou lewe vanaand. Want jy het die Heilige Gees as jou helper. Waar kom die Heilige Gees vandaan? Hy is nog al die tyd teenwoordig in jou lewe, vandat jy gebore is.
vandat Abraham gebore is, vandat Jesus gebore is, want die Gees is oor hom uitgestort, en so ook in jou lewe. So volhard daarin, om dit te glo en dit te gaan leef. Amen. Geliefdes in die Here Jesus, miskien sit u vanaand hier en jy het nog nie besef dat die Here in jou lewe is nie. En daarom, wanneer jy uitstap vanaand, moet jy weet dat God jou geweldig lief het. God het jou oneindig lief. En daarom het hy die Gees van ons vir ons gegee, sodat hy jou kan lei. Kom ons bid saam. Here, ons harte is vanaand ook vol van die Heilige Gees. Want ons het gehoor wat u doen en waarvan u kom. Ons weet dat u van God afkom, o Gees van God. En daarom is baie van ons harte stikkend vanaand, omdat ons nog nie gelei word deur die Heilige Gees nie. Here, want ons sien dat die Gees wil, maar dat die mens nie wil nie. En so bid ons vir almal wie se harte swaar is, wat die Gees nog nie ontvang het nie. Here Jesus, die liefde wat u vir ons kom wys het, en dit wat u deurgegaan het aan die kruis, en dat u opgestaan het vir elkeen van ons, om ook eendag by God die Vader te wees. U het vir ons die Gees gegee, sodat ons nie kan en hoef te leef hier op aarde in ons eie krag nie, maar in die krag wat u vir ons gegee het, en beloof het, daardie dag, op die Pinksterdag, wat ook vandag is, Here, in ons lewens. Die Gees is uitgestort oor elkeen, en daarom vra ons, Here, dat u ons geestesoë sal open, en ons sal lei, en ons harte sal kom volmaak. Amen. Ontvang die seën van die Here. Mag die Here u genadig wees, mag die Gees u lei elke dag waar u ook al gaan, deur die genade van God, ons Here. Amen.